Goeiemôre broeders en susters, goeiemôre jong mense, ouer mense, baie welkom in ons erediens vanoggend. Pieter is ons luidspreker, hè? Klink of hy duidelik is, die mense agter in die moederskamer moet maar net nou ook 'n aanduiding gee of hulle daar duidelik kan hoor, asseblief. Kom ons begin ons erediens deur te sing van Psalm 43, daarvan die tweede vers. Stuur u lig, laat die my voorgaan, laat die waarheid Heer my lei. Nou kyk ons hoe die seën uitgespreek word, en daarna sing ons saam lied nommer 525, die eerste en die derde vers. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig, maak u my die hart. Begin deur, dit is ook iets van ons seënbede, ons wotum, ons benadering met die Here, dat hy vir ons ook sal voortgaan in die woord, en dan daarna loof ons om uit aanvaar. Kom ons begin. See
Geliefdes, ek lees weer vir vanoggend uit 'n gedeelte van die Nuwe Testament en ek wil die aandag vra uit Matteus hoofstuk 5, die bergpredikasie van Jesus Christus. So hy ook die wette van die Ou Testament in sy lewe vervul het en wat hy van ons vra hoe ons moet lewe. Die werklik gelukkig is. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ons lees tot so ver. Kom ons sing nou terwyl ons so sit, sing ons Psalm 119 vers 7. Help my Heer, dat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. Here, ewige God, almagtige Vader, ons loof en ons dank u naam. U krag kan met niks anders op die aarde vergelyk word nie, want die krag is meer, dit is groter. U liefde is vir ons elkeen 'n voorbeeld. U liefde wat onverdiend in ons lewe verandering maak. Dit is die liefde wat ons ook in ons harte wil hê. Liefde vir u en liefde vir ons naaste. Ons bid vir u teenwoordigheid vanoggend in ons erediens. Ons bid vir die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat u woord verklaar. Die Heilige Gees wat ons vertroos. Here, ons bid dat elkeen van ons ook vanoggend u nabyheid en u liefde en u sorg
op 'n baie besondere manier ervaar. Dankie dat U hier saam met ons is. Dankie dat U elke dag van ons lewe by ons is. Ons beskerm en ons bewaar. Spreek U, Here, deur U woord. Spreek U deur die prediker vanoggend, sodat ons kan hoor. Spreek, Here, U diensknegt te luister. Om Jesus ontwar. Amen. Ek lees vir julle 'n gedeelte voor uit 1 Tessalonisense 5, van vers 1 tot vers 11. 1 Tessalonisense 5, en ek lees die eerste 11 verse uit die voor. Die opskrif vir die gedeelte is die wederkoms van die Here. Oor die tyd en omstandighede wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf, nie, broers. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne is sonder vrou en niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra, en die hoop op verlossing as helm. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Ons lees tot sover. En dan die woorde wat ek julle aandag spesifiek op vra, is vers 10 en 11, na aanleiding van wat ook die vorige verse staan. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Nou wil ek eers met die kinders praat. En die kinders mooi luister asseblief. As dit donker is in die nag, en jy weet daar is dalk 'n dief in die huis, iemand in die huis wat nie daar hoor, hoe gaan jy voel? Hoe gaan jy voel as daar 'n dief in die huis is? Ja, bang, ja, ek gaan ook bang voel. Ek gaan bang voel, ek gaan skrikkerig voel. En wat gaan die beste wees om te doen, om nie bang te wees? Ek kan vir my sê, ek kan 'n lig aansit. En as dit lig is, dan kan ek mos sien as iemand daar ver staan. En hoef ek nie meer bang te wees. Die daar op het ek 'n prentjie van 'n dief, wat so sluip in die huis. En dit maak my bang, wat ek nie dit verwag nie. Maar nou, as ek dan die dief verwag, dan maak ek gereed. Dan gaan ek na mamma en pappa toe, en pappa sal my beskerm.
of mamma sal my beskerm, en dan is ek nie meer bang nie. Dan is ek gereed, as daar iets gebeur, dan is ek gereed en hoef ek nie meer bang in my hartjie te wees nie. En nou lees ons in die Bybel dat die Here Jesus Christus weer gaan kom na die aarde. Party mense maak dit hulle bang, soos dit lief in die nag ons bang maak. Maar om te keer dat ons nie bang is nie, moet ons gereed wees. En nou sê die gedeeltjie wat ons uit die Bybel uit gelees het, dat hoe ons moet gereed wees as die Here weer kom. Die belangrikste van ons gereed wees is dat ons liefde in ons hartjie sien. Liefde vir die Here en liefde vir mekaar. Dis hoe ons gereed is. Maar ek wil sê nog 2 dingetjies, ek sê liefde, geloof en hoop. Maar julle moet liefde onthou die Bybel sê ook geloof en hoop. Dankie. Liefdes, kom ons sing saam. Lied nommer 257, daarvan die eerste en die tweede vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Alles is rustig en is veilig. 7 maande terug kom die coronavirus. En is ons asof hierdie rustigheid en sekuriteit en veiligheid skielik om ons wegval. Skielik moet ons ander maniere van beskerming soek. In die plek van rustigheid en veiligheid en alles wat goed is, kom daar 'n bietjie vrese in ons hart. Kan ek ook siek word? Hoe gaan ek op hierdie siekte kan reageer? Daar kom 'n bietjie angs. Daar kom onsekerhede. Alles is nie meer so seker. Aanvanklike tyd van inperking was maar 'n maand of 2. Nou staan ons 7 maande daarna. Ons het gedink is onmoontlik. En dit wat dan onmoontlik was, is dalk nou 'n moontlikheid. Onsekerhede, twyfel, begin wegval. Daar's baie mense wat selfs gesê het dat ons in die tyd van die eindtyd nou leef. Dat die eindtyd op hande is. Klink dalk vergesog. Maar so die mekaar tyd maak ons op die mekaar. Ons dra maskers wat ons gereeld moet opsit en ons moet ons hande gereeld was. En ons word bewus gemaak van die dinge wat vir ons beskerming inhou. Jaar gelede was die jong gemeente in Thessalonika onseker
en bang vir die dag van die Here, vir tye van onsekerheid, vir onvaste tye. Hulle het twee groot bekommernisse gehad. Die een bekommernis wat hulle gehad het was, wat gebeur met die mense wat weens vervolging dood is? Wat gebeur met hulle? En in die vorige hoofstuk, in 1 Tessalonisense hoofstuk 4, antwoord Paulus daardie vraag. Met die koms van die Here sal die wat reeds gesterwe het en die wat nog lewe saam opstaan en verenig word en vir altyd in die Here lewe. Dit was sy antwoord. Hulle tweede bekommernis was oor hulle self. Sal hulle gereed wees as die Here skielik weer kom? As die dag van die Here aanbreek? Sal hulle die toets slaag as hulle voor die regterstoel van God moet gaan staan en verslag van hulle lewe toe? En dit is die bekommernis wat ons hele aandag ook vandag voor wil vra. Is jy gereed as die dag van die Here skielik kom? Paulus sê, ons moet mekaar moed en hoop inpraat. So ek gaan nie vandag julle moedeloos preek nie. Ek gaan vir julle hoopvol preek, dat julle hoop het en dat julle moed het. Want ons het moed. Die woord van die Here gee vir ons moed. Jesus Christus gee vir ons moed. In die algemeen was Paulus dankbaar vir alles wat in die gemeente van Thessalonika gebeur het. Maar daar was op 'n paar gebiede wat hy gevoel het dat hulle nog 'n bietjie meer instruksies nodig gehad het, 'n bietjie meer onderrig nodig gehad het, wat hulle nog in die geloof tekort geskiet het. En een van die dinge waaroor Paulus vir hulle iets meer wil sê, is oor die tyd en die omstandighede wanneer die Here weer gaan kom. En nou gebruik Paulus twee terme om die dag van die Here te beskryf, as die Here weer kom. Hy praat, en veral in hoofstuk 4 praat hy van die wederkoms van die Here, die parousia, dis die Griekse woord van die Here, die wederkoms van die Here. En dan praat hy in hierdie gedeelte, in hoofstuk 5, die eerste 11 vers, praat hy van die dag van die Here. Nou dit is eintlik presies dieselfde. Die wederkoms van die Here en die dag van die Here. Maar daar is 'n verskil. Met die dag van die Here word die klem eintlik gelê op die Here wat as regter kom en wat oordeel oor wat reg en verkeerd is. En met die wederkoms van die Here lê die klem eintlik op die verlossing, die versoening van die Here. So dieselfde begrip, maar verskillende klem wat gelê word. En nou die dag van die Here was al in die Ou Testament deur baie van die profete voorspel. En hulle is gewaarsku daaroor, want hulle het nie 'n goeie lewe gelei nie, hierdie mense van die Ou Testament. En op 'n tyd het die dag van die Here aangebreek. En die noordelike ryk van Israel is weggevoer, en nie lank daarna nie ook die suidelike ryk van Juda, toe die Babiloniërs Jerusalem aangeval. So dit was 'n dag van die Here, 'n dag van oordeel. Hulle het nie reg opgetree nie, hulle het gesondig, en die Here het gekom. In die Nuwe Testament, in die begin van die Nuwe Testament, word daar ook eintlik so iets van in die middel van die tyd,
breek daar ook 'n dag van die Here aan. En dit is die dag toe Jesus Christus na die aarde toe gekom het. Nie sy wederkoms, maar sy eerste koms. Ek sê so, want dit is 'n dag van die Here, waarin hy aan die kruis moes sterwe vir ons sondes, vir jou en my sondes, vir dit wat ons ook verkeerd doen. Die dag van die Here, dat dit aanbreek. Maar nou lewe ons tussen die eerste koms van die Here en sy wederkoms. En nou praat Paulus daaroor, in hierdie afwagting tot die finale koms van die Here, wanneer hy weer sal kom. En nou begin hy praat en hy sê, weet julle hoe gaan daai dag aanbreek? En hy vergelyk dit met 'n dief in die nag. Iets wat ons nie verwag nie. Iets wat skielik kan kom. Maar dit is net die geval vir die mense wat nie gereed is. Vir hulle is dit soos 'n dief in die nag. Vir hulle is dit iets om voor bang te wees, soos 'n dief in die nag. Vir hulle is dit 'n verskriklike dag. Maar vir ons wat gereed is dit nie soos 'n dief in die nag. Dis 'n dag wat ons verwag. Daarom, geliefdes, as ons dit verwag, dan kan ons rustig en veilig wees. En dit hoef ons nie te ontstel nie. Ons hoef nie bang te wees as die Here kom, oordeel. Dis nie vir ons soos 'n dag, 'n dief in die nag. En nou praat Paulus ook in hierdie gedeelte en hy sê 'n rus en sekerheid of rus en veiligheid. As baie mense wat verkeerdelik sê, ons lewe rustig en veilig, daar gaan niks gebeur. Nou praat hy eintlik in die agtergrond van daardie tyd se verstaan daarvan. Onthou, die Romeine het die groot Romeinse koninkryk gehad in daardie jare. En vir hulle was die spreekwoord rus en veiligheid. En op al hulle monumente is onderuit gegraveer Pax et Securitas, vrede en veiligheid. Op hulle geldstukke is gedruk Pax en Securitas, veiligheid en sekuriteit. En met hulle uitslike groot weermag het hulle veilig en vrede gevoel. Het hulle hierdie sekuriteit gevoel. Was hulle nie bang nie, maar dit was gedryf deur 'n uitslike weermag met mag. En die arme volke wat hulle moes oorwin het nie daardie vrede en veiligheid gevoel. So eintlik was hierdie vrede en veiligheid iets van 'n valse vrede en veiligheid. Maar dit was net vir sekere mense bedoel wat genoeg mag gehad het. En daarom sê Paulus, hierdie mense wat so kamstig sê, vrede en veiligheid. Wie ervaar vrede en veiligheid? Mense wat met groot militêre mag hulle krag kan afdwing op ander? Nee, ons kan dit ook ervaar. Hoe kan ons dit ervaar? Hoe kan ons vrede en veiligheid ervaar? Hoe kan ons nie bang wees vir die dief in die nag as die Here weer kom? Dan gaan Paulus oor en verduidelik deur te begin praat oor mense van die dag en mense van die nag. Een manier om met dief van die nag te vermy is om in die daglig te bly. En daarom herinner Paulus die gelowiges dat hulle mense van die dag is en nie mense van die nag nie.
Hulle is mense van die lig en nie mense van die donkerte nie. Die hele Christelike lewe is eintlik 'n lewe van oorgang van die nag na die dag toe. Van chaos na orde. Ons kom na Christus toe met ons wanorde. Ons kom na Christus toe met al ons sondes. Alles wat ons verkeerd gedoen het, met 'n mekaar lewe. En dan verander die liefde van Christus ons mekaar lewe in 'n lewe van orde. Hy verander dit vir ons in geloof. En dit is die wonderlike boodskap wat die Here bring vir ons vandag. Die Christelike lewe is 'n lewe van verandering van die nag na die dag, van wanorde na orde. En dan moet ons onthou, in daardie tyd het hulle nie al die ligte en die krag gehad wat ons vandag het nie. Ons het baie keer nou load shedding. Wat is die Afrikaans? Ons het beurtkrag. Daar's hy. Beurtkrag. Maar as ons beurtkrag het, dan skakel ons kragopwekker aan en ons het weer lig in ons huise. Ons hoef nie bang te wees. In daardie tyd was hulle donkerte, stikdonker. En daar het gevare gelê in die stikdonker, want daar was wilde diere. En baie van hulle was nog op pad gewees van die een dorp na die ander. En daar was rowers op die pad, dink maar aan die barmhartige Samaritaan, wat daar gebeur het. Die donkerte was stikdonker. So die verandering was eintlik baie groot gewees. En dan maak Paulus baie duidelik dat daar eintlik 'n groot verandering plaasvind. 'n Groot verandering van stikdonker na helder daglig. Tussen hulle wat nugter is en hulle wat dronk is. Tussen hulle wat slaap en wat wakker is. En as ons in Jesus Christus glo, skyn die helder ligstrale van die Heilige Gees ook in ons lewe in. Daarom kan ons aanspraak maak op sy troos, op sy beskerming. As ons lewe as mense van die dag, wakker en nugter, dan sal ons nooit onvoorbereid getref word as die nag kom. Ons sal nooit onbewustelik gevang word met die koms van die dag van die Here nie. Want ons lewe in gereedheid. Ons is altyd gereed. Ons bly altyd wakker. Ons bly altyd in die lig. En nou sê jy dadelik vir my vrou, hoe is dit moontlik? Ek word moeg. Ek gaan slaap. Ek wil in die donker lê. Ek wil in die donker slaap. Ek kan nie met 'n lig gaan slaap. Hoe is dit dan moontlik? En nou die laaste wat ek wil by uitkom is dat ons as mense van die dag moet lewe, elke dag. Al word ons moeg, al wil ons oë toemaak, bly ons nog gereed vir die dag van die Here. En Paulus sê dit so mooi. Hy sê, vir die mense van die dag is daar spesiale klere drag wat hulle moet dra. En ons verstaan dit maklik as ek sê, my masker, my spesiale klere wat ek moet dra, ek ken dit. Dis die spesiale drag wat ons dra, om ons veilig te hou van die virus. Maar vir 'n Christen is daar ook spesiale drag wat hy moet dra. En dan sê Paulus so mooi, in 1 Tessalonisense 5 vers 8, ons moet die borsharnas van geloof en liefde aantrek, en die helm van hoop op verlossing vir ons skulde. Dis ons beskermende drag. Dis wat ons moet dra. Dis hoe ons gaan gereed wees vir die dag van die Here. Dis wonderlik. Hoop, geloof, liefde. Lewe dit uit in jou lewe. Dan is jy gereed vir die dag van die Here. Dan gaan die dag van die Here jou nie vang soos dit die van die nag. Dan is jy gereed. Paulus het die gelowiges in Thessalonika geprys van die begin af vir hulle geloof, liefde en hoop.
hierdie 3 deugde in hulle lewe. Want hulle het dit uitgelewe. En dan sê Paulus, weet julle, ek weet dat julle uitverkore kinders van die Here is. Want ek daai 3 dinge in julle lewe sien. Hy sê in 1 Tessalonisense 1 vers 3, sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Geloof, hoop en liefde, maar elkeen met 'n werkwoord. In ander woorde, as dit aktief is in my lewe, as ek regtig in liefde lewe en dit wil uitlewe na ander mense toe en na die Here toe, as ek regtig hoop het in my lewe, hoop die vaste vertroue dat die Here my sien, dat hy die Heilige Gees in my uitgestort het, dat ek eendag ook by die Here kan wees. Daardie hoop, daai sekerheid. En geloof, ek het verlede Sondag oor geloof gepreek. Geloof op al die beloftes van die Here in die toekoms. As dit in my lewe werklikheid is, dan gaan ek nie in die donker gevang word. Dan is daar niks waarvoor ek bang hoef te wees. En dan sê Paulus, weet jy, die Here Jesus Christus het gekom en vir ons die straf gedra. En hy het nie gekom sodat ons hoef bang te wees vir die straf van die Here. Dit staan in hierdie gedeelte. So lewe sonder vrees. Jy's gered. Maar wees gered. Gebruik hierdie 3 dinge. Trek die beskermde klere aan wat die Here jou gegee het om te dra. En as mense van die dag lewe ons saam met Jesus Christus. Kyk daai koppeling van ek lewe saam met Jesus Christus in my geloof, in my liefde, in my hoop. Hoe dit werklikheid in my lewe is elke dag. Dit is my hoop. Ons lewe in die tyd tussen die eerste koms en die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En in hierdie tyd het ons die krag van die Heilige Gees ontvang om te kan glo, om te kan hoop en om in liefde te kan lewe. Om getuienis te wees van dit wat Jesus Christus ook gedoen het op hierdie aarde, wat vir ander ook uit te dra. Daarom geliefdes, in ons swaar kry en in ons beproewing, moet ons saam met Jesus Christus lewe, in ooreenstemming met die Here in wie ons glo. Die lewe as kinders van die dag saam met Jesus Christus is 'n lewe van geloof, liefde en hoop. Aangetrek met die borsharnas van liefde en geloof. En met die helm van hoop op ons kop. En dan sal die woorde vrede en sekuriteit vir ons werklik betekenis maak. En sal dit nie valse hoop wees nie. Valse sekuriteit, valse vrede nie. Paulus sluit dan sy brief af aan die gemeente van Tessalonisense met die woorde, en ek wil my preek ook afsluit met daardie selfde woorde vandag. Maar God, wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer die Here Jesus weer kom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir hierdie sekerheid en vrede wat U in ons lewe gee. Ons dank U dat ons nie hoef te lewe in vrees vir wanneer U kom. Vir vrees as ons swaar kry. Vir vrees as ons aardse sekuriteite weggevat word. Maar dat ons sekuriteit vind, ons vrede vind, ons hoop vind in die krag van die Heilige Gees en in Jesus Christus se liefde in ons lewe. Ons bid, Here, dat U met elkeen van ons sal wees. Ons bid vir die wat in die hospitaal was, wat operasies ontvang het, en
wat op 'n herstelpad is by die huis. Ons dra hulle in besonder aan Job. Ons bid vir die wat baie siek is. Ons dra hulle aan Job. Ons bid dat U krag sal gee vir die wat voorberei om hospitaal toe te gaan. Here, neem hierdie vrees uit ons lewe weg. Gee ons vrede in ons hart. Ons bid vir die wat geliefd is, afgestaan het aan die dood. Ons bid dat U daar vir hulle sal troos gee, moed gee, sekerheid gee, ons lewe in die hoop, dat U die genadige God is. Ons bid vir ons jong mense wat skool toe gaan, wat nou gereed maak vir eksamentye. Ons bid dat U ook daar sal sorg, U wysheid en insig sal gee, rustigheid, om te kan weergee wat gestudeer is. Ons bid vir ons matrieks. Ons bid dat U ook vir hulle sal seën op 'n moeilike jaar van arbeid. Here, ons dra ons gemeente aan U op. Elkeen. Ons dra hulle aan U op en ons bid dat U ook in ons gemeente sal werk en dat ons ook as gemeentelede, as mense van die dag ons werk sal doen, aangetrek met die klere van geloof, hoop en liefde. En dat dit vir ons die daglig is in ons lewe. Ons bid vir ons land. Ons bid dat U in ons land al die ou spanninge sal help oplos. Here, as ons in liefde lewe, dan weet ons, die genade en versoening staan voor ons. Help ons daarmee. Ons bid, ons regering wyse besluite mag neem. Ons bid vir ons kerke in hierdie land. Ons het deur 'n moeilike tyd gegaan, 'n tyd waarin ons nie kon by mekaar kom nie. 'n Tyd waarin ons aangewese was op baie keer ons eie werke, waar ons aangewese was op ons eie maniere om die woord te hoor. Ons eie pogings om die woord te hoor. Maar U het ons beskerm, U het vir ons gedra deur hierdie tyd. Ons bid, ons ook nou, ons weer kan saamkom, die volle krag en mag van U evangelie kan ervaar. Dit verandering vir ons bring. Ons bid vir elkeen, Here, wat in liefde na U uitreik. Hoor U en verhoor U om Jesus Christus ontwang. Amen. Geliefdes, ons herinner U aan ons barmhartigheid wat by die Here opgeneem word. Ons het vanoggend 2 kollektes hier by die Here. Die een is die barmhartigheidsdiens en die ander een is die emeritaatsfonds waarvoor ons gawes gee. Onthou, die diakens staan met die sakkies in hulle hande en dit is vir barmhartigheid. Dink aan daai handjies wat so uitgereik word. Sal so met hande uitreik. Dis die sakkie wat die diaken vashou. Dit gaan vir barmhartigheid. Die ander sakkie wat op die tafeltjie staan, gaan vir emeritaatsversorging. Ook 'n baie belangrike sak in ons kerk. So onthou, daar's 2 kollektes by die Here. Kom ons sing nou saam lied nommer 327, die eerste, tweede en vierde vers. Dag van verlossing, kyk hy kom, gesalfde van die Here. Lied nommer 327. Dis iets van die dag van die Here wat kom. En dat het vir ons eintlik 'n vreugde dag is. En dis vir ons die parousie. Dis vir ons die wederkoms van die Here. Dis vir ons die versoeningsdag. En daarna gaan ons kyk hoe die seën ook vir ons uitgespreek word. Yeah.
saam met vrede, met geloof, met liefde in die hart en in die huis. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is met elkeen van u. Amen. Ons het net die volgende aankondigings. Die kollekte by die deure is bestem vir die emeritaatsversorging en die diens van barmhartigheid. Volgende Sondag se kollekte by die deure is bestem vir Bybelverspreiding en diens van barmhartigheid. Ons het op die kerkraad toestemming gegee om ons Bybelverspreiding, daardie spesiale geleentheid van muntlegging met die instameling van die Bybelverspreiding uit te stel na die laaste Sondag in November, wanneer die Afrikaanse Bybel, die nuwe Afrikaanse Bybel bekendgestel word. Ons beplan 'n baie spesiale aksie daardie dag, waarin daar byvoorbeeld, en ons gaan het best probeer om vir elkeen van u wat dit wil hê, ons sal 'n opname maak in die gemeente, en as jy 'n Bybel wil hê, dan kan jy hom op daardie dag hier koop, met 'n ekstra bydraadjie daar vir Bybelverspreiding, en ons gaan kyk of ons 'n ding kan maak dat ons hier van iets van 'n inry Bybel koop vir die hele Klerksdorp kan aanbied. Dat mense op daardie dag hulle Bybel hier by ons kerk kan koop. Met die aanmoediging om 'n ekstra bedrag ook te gee vir Bybelverspreiding. So ons beplan iets baie spesiaal vir daardie dag. Ons hoop ons kan genoeg voorraad Bybels in die hande kry daarvoor. Dan 'n Bybelstudie Dinsdag, eerskomend om 9:00 by die kerksaal. Ons het nog nie katekisasie nie. Die katekisasie, ons kategete gaan vandag vergader. Ons vra onder leiding van Christo Greiling dat julle net al die kategete in die saal gou daar by mekaar kom na die erediens. Dat ons net 'n bietjie ons planne by mekaar kry en dan kan ons 'n aankondiging gereed kry dat wanneer ons katekisasie weer kan begin. En ons drink ook nie tee vanoggend nie. Ons mis dit baie, maar dit is die aanbeveling onder regulasie 1 van die COVID regulasies, dat ons nie tee mag saam drink nie. Ek wil hê, jy moet ook dink in die gebede aan die lidmate wat siek, verswak en bedolend is.